Here God Almagtig, ons bring aan U alleen al die eer en die lof en die aanbidding. Ons wil U naam groot maak, want U is die enigste ware lewende God. Die God wat lewe kan gee, die God wat geskep het alles, en die God wat neergebuig het na ons in Jesus Christus, om ons terug te roep na U toe wat ons gemaak het, sodat ons U volgelinge kan wees. Ons loof U daarvoor, en dankie dat ons ook kan weet, dat U deur die Gees met ons elkeen wil praat vanmôre. Ons bid dat U dit sal kom doen, en dankie dat U, Here Jesus, aan die kruis die bose oorwin het, en vir ons vergifnis bewerkstellig het, en dat U vanmôre hier teenwoordig is, deur U Gees wat in ons harte woon. Ons bid dit alles in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. 5. Ons gaan vanmôre net 'n bietjie kyk, waar ons verlede week gekyk het na sagmoedigheid. Wat gebeur met ons wanneer ons sagmoedige mense is? Wil ons vanmôre 'n bietjie kyk, wat beteken dit om sagmoedig te wees? En ons gaan weer hoofstuk 5 vers 3 tot 5 lees, saam lees, waar Jesus besig is met sy eerste groot preek. Hy sê daar in vers 3, en kom ons hoor dit, want dit is ook wat help om by dit te kom waaroor ons vanmôre gaan praat. En hy sê vir ons in vers 3, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Dit is 'n belofte. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. En dan vers 5, geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. So dit is die belofte wat God vir ons maak, in Jesus Christus, deur sy Gees. En as ons nou in Jesus Christus en hom alleen gered is, en dis die ding wat ek moet weet, daar is geen ander manier wat ek gered kan wees en of in die hemel kan kom by hom na die dood nie. Daarby is daar geen plusse nie. Jy hoef nie in 'n taal te praat nie, jy hoef nie baie geld te hê nie, jy hoef nie vreeslik hard te werk nie. Daar is niks wat ek en jy kan doen nie, behalwe onder leiding van die Gees, is dit onder die geklank van die woord kom, waar iemand my sê wat Jesus vir ons kom doen het, en hoe belangrik dit is dat ons hom sal aanneem in ons lewens. Dan kom die Gees en hy raak jou aan, en hy help jou om jou hand uit te reik na die hand wat God na jou en my toe uitsteek. En hy help my om daai hand van die Here te vat. En dan sê Jesus in Johannes 10 vers 28, niemand kan jou uit my hand uitruk nie. Dit is 'n heerlike belofte wat die Here vir ons gee. So, ek is veilig. Dit beteken nie, ons maak nooit foute nie, ons doen partykeer nooit slegte dinge nie. Maar dit beteken wel dat as ek verkeerd optree, dat die Gees wat in my woon, Romeine 8 vers 9 tot 11, dan kom die Gees en ek dink altyd daaraan, hy druk hom so in jou sy en hy sê vir jou, wow, jy het nou verkeerd opgetree, maak reg. En ek dink hoe ouer ons word, hoe beter is dit, dat ons dit dan dadelik daar reg maak, want jy vergeet nou vanaand toe, en dan bely jy daai ding nooit voor die Here nie. En onthou, die vergifnis van God tree eers in werking oor 'n bepaalde sonde wat jy doen, wanneer jy dit bely het. Aan die kruis het Jesus vergifnis vir alles van die verlede, hede en toekoms vir jou en vir my betaal.
Maar as ek nie bely wanneer ek die sonde doen nie, dan skop die vergifnis nog nie in. Dus onthou dit, dat jy maar dit sal doen, ek doen dit nog maar vinnig, want ek is te bang, dat ek vergeet na vanaand toe. Verlede week het ons vir mekaar gesê, dat om sagmoedig te wees, nie beteken dat jy 'n swakkeling is oor wie almal maar net kan loop en optrap nie, dat jy nie 'n vloerlap word vir almal nie. Dit is baie belangrik om dit ook te onthou, want party mense laat te maklik en te veel toe, dat ander mense hulle net sommer vertrap. En dis die reg, dis hoekom geen man die reg het om sy vrou te vertrap nie, en geen vrou die reg het om 'n man te vertrap, of haar kinders nie. En die kinders het nie die reg om hulle ouers te vertrap nie, so 'n mens moet versigtig wees. As jy hierdie, wil ek amper sê, gawe van die Here ontvang het, van sagmoedigheid, en dit moet in alle Christene wees, so dis eintlik 'n vrug van die Heilige Gees. Ek het verlede week ook gesê, dat dit eintlik mag is, hier aan die einde. As jy 'n sagmoedige mens is, wat sagmoedig optree, is dit mag wat jy van God deur sy Gees ontvang, en dit word gedryf deur een van die ander vrug van die Gees, selfbeheersing. Selfbeheersing is een van die moeilikste goed, om na te kom. Kyk maar die manne op die rugbyveld, jy weet, as 'n ou my met 'n vuis bykom, dan slaat ek om met 2 vuiste, jy weet, dis die tipe van manier wat ons funksioneer op aarde, as ons vergeet, dat die Heilige Gees in ons woon, en dat selfbeheersing een van die verskriklike belangrike vrug van die Heilige Gees is, waarvan Paulus in Galasiërs 5 vers 22 en 23 praat. Vrug van die Gees. Let op, vrug. Ek het eendag gewonder, wat bedoel hy nou daarmee, en toe besef ek, dat al daai vrug wat hy in Galasiërs 5 noem, plus die ander wat nog in die res van die Bybel plaasvind, is een vrug wat by alle Christus gelowiges gesien moet word. Nou in Galasiërs 5 vers 9, 5 vers 22 is daar 9 vrug van die Gees. Hulle is 1. En toe sien ek eendag 'n narkie het 9 skyfies. Maar 'n skyfie is nie 'n narkie nie. 'n Skyfie is 'n skyfie van die narkie. Dis 'n vrug van die narkie. Die narkie is 9 skyfies. Hy kan nie 'n narkie wees as hy nie al die skyfies het nie, en as hy nie sy mooi oranje vel aan dit nie. Ons het hierdie week, daai narkies is om lekker. Sulke lekker groot narkies, en deesdae kry jy in die winkel sulke klein mannetjies, en dan betaal jy die prys van sulke grootes, jy weet. Maar dit is my so wonderlike beeld gewees, en God werk so fenomenaal, dat hy vir narkies 9 skyfies gee. So onthou dit, jy kan nie kies, ek vat net die een skyfie nie, ek kan in elk geval, ek eet die hele narkie op, hy het nie 'n kans met my nie. Maar ek kan nie kies, ek gaan net vriendelik wees nie, maar ek het geen selfbeheersing nie. Onthou dit ook. So kom ons, ek wil so 4 vrae beantwoord oor sagmoedigheid. Die eerste vraag wat ek vra is, wat beteken sagmoedigheid regtig in 'n mens se lewe? Hoe lyk dit? Wat dit ook al is, wil ek sê aan die begin, vloei vanuit volkome afhanklikheid van God, want dit is net die Here wat dit vir jou kan laat doen, en vir jou help om dit te doen. Die Woordeboek definisie, het ons al gesê verlede week, is die kwaliteit of eienskap om vriendelik, teer, geduldig, onderdanig of sagge aard, in manier of gedrag te wees. En veral hierdie onderdanig of sagge aard te wees, is 'n moeilike een. Want ek bedoel, as jy nou een van, jy weet hierdie groot slotte het, wat ons het, kom ek sê nou maar, Ewen Etzebeth. Hy is 'n mooi kind van die Here, maar hy verloor het maar partykeer 'n bietjie daar op die veld, wat partykeer ook goed is, net, dat ons die wedstryd kan wen. Maar, jy moet onthou,
dat hierdie onderdanigheid en saggeaardheid kan net funksioneer in jou binnekant as ek die Gees van God toelaat, om beheer te vat van my as mens. En ek het baie hard moes leer deur my lewe tot hier, om hierdie ding te probeer nakom. En as die Gees nie werk nie, dan verloor ek dit. So, ons lees dat Jesus Christus nederig en vriendelik is. 'n sagmoedige mens het aan hulle eie ek gesterf. En hulle kry dit net reg wanneer jy dit vir die Gees van God wat in jou woon gee. As geredde mens moet ons in al hierdie fasette wat Jesus nou hier uitlig in sy bergpreek, moet ons groei. Dit help nie, jy is hier en jy bly net so nie. Gewoon in die natuur word jy as 'n babatjie gebore, en jy groei en jy word groot, en jy gaan uiteindelik dood, maar jy is baie anders as wat jy was toe jy in jou ma se binnekant was. So, in hierdie goede is dit ook belangrik dat ons altyd hier sal onthou, ek moet toelaat dat God se Gees in my werk om my te verander. Ek kan nie vashou op 'n plek nie. Dan staan ek die Gees van God teë. En dit geld tot die dag wat ek my laaste asem uitblaas. Die tweede vraag is, hoe lyk sagmoedigheid? Toe God in Genesis 12 vers 1 tot 3 met Abraham in gesprek getree die eerste keer, het hy met hom 'n ooreenkoms aangegaan. 'n verbond, sê die slim ouens. En dit is 'n asemrowende belofte wat die Here aan Abraham daar gemaak het. En ten spyte daarvan dat hy vir hom gesê het, uit jou uit sal die saad gebore word, wat vir die hele mensdom tot seën sal wees. En weet jy wat? Dit het nie gemaak dat Abraham hoogmoedig geraak het en gesê het, Here, ek is al 'n baie belangrike ou nie, jy weet. En almal moet na my luister en voor my kniele buig nie. Dit het Abraham nie gedoen nie, hy het nederig gebly. Dis 'n verskriklike belangrike vrug van die Heilige Gees. En dis net hy wat dit kan doen, vir jou om in nederigheid. Al moet jy iemand vermaan, dit nie hier uit die hoogte te doen nie, maar dit amper as het ware op jou knieë te doen, in die krag van God se Gees, tot eer van die Here. Het gaan nie oor jou nie. Gaan oor God wat gedien word. Toe Lot se skaapwagters met Abraham sinne begin stry het, want hulle twee het saam weggetrek, sy neef, om nou na hierdie beloofde land te gaan, waarheen God hulle geneem het. Toe het hy vir Lot laat kies, waarheen sal hy wil trek. En daar was twee keuses. Die ene was verskriklike mooi groen en water vol deel van die land, en die ander kant was woestynagtig en nie so vreeslik voordelig vir jou. En hy sê vir Lot kies, en Lot kies die groen deel. En Abraham sê, is reg, ons groet mekaar, en hy is daarin. So, hy het nederig gebly. Paulus sluit hierby aan, wanneer hy in Romeine 10, hoor 'n bietjie wat sê Paulus vir ons in Romeine 10. Hy sê vir ons in Romeine 12 vers 10, hierdie verskriklike mooi woorde, maar ook belangrike woorde in die 10de vers van Romeine 12. Hy sê vir ons, betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerlik, nou jy kan maar sit susterlike liefde ook, susterliefde. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Wees mekaar daarin tot voorbeeld. Dis 'n geweldige ding wat hy daar vra, want uit ons eie uit is dit moeilik. Maar as dit
my oorgee en toelaat dat die Gees my dra en beheer, dan raak dit nie so moeilik nie. Josef is nog 'n voorbeeld. Toe sy broers hom kom kos soek het, toe dit so droog geraak het, daar waar sy pa al gebly het, tydens die groot droogte, het hy die mag gehad om hulle dood te maak, want dis wat hulle met hom wou doen. Op die ou end, gelukkig het hulle hom toe verkoop gekry, en 'n bietjie geld gemaak uit die besigheid uit. Hy het die mag gehad, maar met selfbeheersing en tog baie ferm, as jy nou daai deel weer gaan lees, dan het hy met hulle gepraat, en hy het aan hulle voorsien, Genesis 42 tot 45, kan jy gaan kyk. Hy het vir hulle kos gegee, hy het wel 'n paar dinge gedoen, om uiteindelik te maak dat hy weer sy pa sou sien en hê, en dan vir hulle te versorg. In Filippense 3, vers 3, skryf Paulus weer vir ons, daarom hier oor hierdie saak, en hy sê vir ons, daar in vers 3, sê hy, ons het die ware besnydenis, ons wat God deur sy Gees dien, ons wat ons op Christus beroem, en nie op uiterlike dinge vertrou nie. En dis baie keer ons probleem, as kinders van die Here. Hier sê Paulus, weet jy wat, niks op hierdie aarde is vir my vreeslik belangrik nie. Ek kan eintlik niks doen nie. En dan bietjie later, net daar in Filippense 4 vers 13 kom hy, en hy sê, dat hy is tot alles in staat, en dan kom die rede hoekom. Ek is tot alles in staat, deur Jesus Christus wat my lief het. Vertrou jy hom op vir alles wat jy aanpak, of probeer jy self? En laat niemand toe jou te help. Te onthou, dat as die Here vir jou in staat stel om iets te doen, is dit baie keer deur iemand anders te stuur om jou te help. Dit maak nie saak op watter vlak het is nie. En dan moet jy ook wees daarvoor. Nie nou beklei, want dit raak nou jou trots, en dit raak jou eer, en dit raak jou aansien in die samelewing. En jy moet nou self daardeur uitworstel. God stuur dalk 'n mens om jou te help. God doen dalk 'n bonatuurlike wonderwerk, sommer net so. Maar dit is in sy hande, as jy jou lewe in sy hande geplaas het, waar niemand jou kan uitruk nie. Onthou dit tot jy doodgaan. Die derde vraag, waarom is sagmoedigheid nodig? Gereddes moet sagmoedig word en wees. Indien ons nie in nederigheid, met ander woorde volkome afhanklik van God, die ou vertaling het gesê, arm van gees, as ons nie daar is nie, maar dan is dit moeilik. Maar wanneer ons dan in nederige, volkome afhanklikheid na God toe kom, en treur met berou oor ons sondes, dan help die Here ons. Maar as ons dit nie doen nie, dan kan dit nie gebeur dat ek met sagmoedigheid sal funksioneer in hierdie wêreld nie. So jy moet die hele tyd weet en besef, jy en ek is afhanklik van die Here. In Sefanja, dis nou terug aan die Ou Testament, het die Here so 'n wonderlike ding geskryf, deur die profeet Sefanja, net hier so kry, Sefanja 3. Sefanja 3, 2 vers 3. Die Here het die laaste klompie profete wat nou na Jesaja en al hierdie ouens gekom het hy op 'n vreeslike besondere manier, op 'n eenvoudige manier gehelp. Hier is hy, Sefanja 2 vers 3, sê die Here, vra na die wil van die Here, alle nederiges in die land, almal wat doen wat die Here wil, streef na geregtigheid, na nederigheid. Miskien bly julle die straf gespaar op die dag wat die toorn van die Here kom.
Want God het hierdeur Sefanja vir die Israeliete gesê, julle leef totaal goddeloos. Julle los God een kant en julle maak nes julle wil, julle skuif sy woord wat na julle kant toe kom een kant toe, so hy gaan julle verpletter. Jy moet hierdie goed gaan lees, Micha. As jy daai eerste stukkie van Micha lees, dan dink jy, jy's nou daar in die huis en jy sit op 'n stoel en jy lees die rapport. Wat jy nou lees daar net elektronies kan lees. Of jy lees wat ek wil, of jy kyk TV en jy hoor die nuus deesdae begin, daar's 2 ouens doodgeskiet in Hanover Park en 4 is afgemaai in Oos-London. Ja, so gaan dit in ons land, nee. En wat doen ons as volk rondom God? Baie van ons skuif hom weg. Baie van ons sê wat hy bestaan, hy maak nie saak nie. Ek wil vanmôre vir julle sê, as jy sonder God lewe, jy net een einde. Jy gaan sonder hom wees na die dood ook. En jy gaan volkome, volmaakte eensaamheid beleef. As jy hier op aarde al 'n bietjie eensaamheid beleef het, dan moet jy weet, dis rof daai. Nie eers die duiwel gee vir jou iets om nie. Want hy sit dan self daar in saffer, wanneer Jesus terugkom. So nie met hierdie goed speel nie. Jakobus 1 vers 21 praat die halfbroer, hy's nou nie, hy's ook uit Maria gebore en uit Josef gebore, Jakobus, en dit is Jesus se broer, uit die aard van die saak, behalwe dat Jesus deur die Gees geskep is. Nou sê hy hier in Jakobus 1 vers 21 skryf Jakobus vir die Christene in die omgewing, en hy sê vir hulle daar in vers 21, sê hy, daarom, hy praat nou oor hoor en doen, daarom moet julle al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim wat so welig tier en ootmoedig, dus sagmoedig die woord aanneem wat God in julle geplant het, want die woord kan julle red. Hoor dit. Dis presies wat in ons land ook aan die gang is. Geweldige klomp onreg. En dis hartseer dat dit die ouens is wat voorgee, hulle het hierdie land verskriklik vorentoe gevat. Die ANC, African National Criminals. Hulle is 'n rampokker groep. Waar kry jy die reg om net te ry en iemand sommer so in die verbygang dood te skiet? En ons sit met 'n polisie-sisteem waar die topouens, meeste van hulle het nie die vermoë en opleiding om daar te wees nie, maar hulle het daarom 'n bankrekening waar hulle hens op geld kry. Maar hulle is korrup. Hoe gaan ons dit verander? Deur hulle in die tronk te sit. Die evangelie van Jesus Christus. Dit klink, nee, jy is daarom nou 'n bietjie dom, jy weet ek, man. Jy verwag te veel. Ons gaan by die God wat alles geskep het. Vir God is alles moontlik. Hy kan en hy sal en hy gaan die ANC uitskakel. En ek bid dat hy MK en EFF uitskakel in die geskiedenis vorentoe van hierdie land. Maar dan moet ek en jy as kinders van God moet opstaan. Selfs binne in die kerk teen die ouens wat binne in die kerk probeer om die kerk te vernietig. Hulle werk vir Satan. Dis al wat hulle doen. As jy die Bybel verander, dan sê jy is beter as God. Onthou dit. Jy kan nie vir God voorskryf nie. Jy kan vra en hy sal luister. So, dis miskien iets wat ons in die kerk op moet neem. Ja, so dis wat Jakobus sê hierso is, jy moet die woord van God in ootmoed aanneem. Dis die handleiding vir die mens, dis die handleiding vir die lewe, dis die handleiding vir hoe jy jou motor moet bestuur, en hoe jy met jou vrou en jou man moet omgaan en met jou kinders. Daar's niks wat nie in hierdie boek vir ons gesê word nie. Waarom mee ons te doen kry in hierdie lewe nie.
Laastens, ek sluit af, hoe weet ek dat ek sagmoedig is? Dit is nogal so 'n belangrike ding om te weet, nee. Kyk bietjie na jou hart. Wys jy selfbeheersing? Hoeveel selfbeheersing het jy? En baie keer onder groot druk, word jy kwaad, reageer jy met 'n vuis, of tree jy op net wanneer iemand God verneder of minag? Reageer jy altyd nederig en gehoorsaam aan God se woord, die Bybel? Dis jou bron, dis jou handleiding vir hierdie wêreld. En alles waarmee jy besig is, alles, is dit jou handleiding. Indien jy sagmoedig is, sal jy dit doen. Nie volmaak nie, jy groei mos, jy is besig om te groei in hierdie ding. Maak jy altyd vrede waar mense in onvrede leef? Daar's baie daarvan. Waarskynlik hier in Koppies ook. Maar ek was nog nooit in 'n gemeente waar daar nie onvrede was nie. En dis 'n moeilike ding om te hanteer. Maar die Here se humor is so goed. Hy laat jou partykeer so in die middel van die ding land, sonder dat jy gaan soek daarvoor. En dan wil hy vir jou help om te onthou dat hy het die antwoord. En hy sal werk. En hy sal vrede bring. Want dis om Jesus ook na hierdie wêreld toe gekom het, om vrede te bring. So, altyd nederig en gehoorsaam aan God. Verder, sagmoedigheid, vergewe en herstel. Mense, Efesiërs 4 vers 32 sê Paulus deur die Heilige Gees, vergewe mekaar soos ek julle in Christus vergewe het. Is 'n moeilike een, want dit moet eers maar hier in jou kop gebeur. Baie keer is jou hart nog nie daar nie. Maar as jy dit nie hier doen nie, gaan dit nooit in jou hart regkom nie. En as jy in teenstand met wat God van jou vra, so vergewe. En dan sal God jou help deur sy Gees om dit uiteindelik te laat sak in jou hart. En met jou hart is ons maar net 'n vleispomp, maar dit is waar ons altyd in die ou dae gedink het die emosies hardloop, né? Dat Here dan vir jou ook hier kom losmaak en vrede laat kry. Maar jy moet vrede gee in die naam van Jesus Christus. Hoor 'n bietjie net so vinnig, wat sê Efesiërs 4 vers 2 en 3 vir ons. Die Here is so aangrypend deur Paulus gepraat. Hy sê, wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe, om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Hanteer jy kritiek goed, en bly jy lief vir jou kritisie, moeilike ene, maar dit kan. Die Gees van God gee jou die krag en die vermoë om dit te kan doen. Sagmoedigheid in jou lewe, wat deur die Gees bewerk is, doen dit. Gee jy opdragte met sagmoedigheid, dink daaraan hoeveel opdragte deel jy uit. Jy kan dit ferm sê, maar met sagmoedigheid. Sagmoedigheid beteken dat ek klaar is met eie ek, vir altyd. Die Heilige Gees wat in jou woon as kind van God, maak dit vir jou moontlik. Onthou, die Heilige Gees is nie 'n spook nie. Hy is God, die God wat in jou en deur jou en my wil werk. Tot ons beswil en tot die koms van die koninkryk. Elke mens wat Jesus Christus aanneem, laat die grense van God se koninkryk uitbrei. Watter aandeel het jy daaraan? Vertrou God. Amen. Here, dankie
dat U ons wil gebruik. En dankie dat U nie swyg oor wat U van ons vra, as 'n teken van dankbaarheid, omdat U ons gered het in Jesus Christus. Nie om redding te bewerkstellig nie, maar dat ons as gereddes meer en meer soos U sal optree. Ons bid vir die gemeente en die gemeentes hier in die dorp, Here, dat ons al hoe groter impak sal begin maak in hierdie dorp, en dat hierdie dorp uiteindelik sal weet, sonder twyfel, God is die koning van die konings, wat regeer, of jy hom nou wil toelaat of nie. En maak vir ons mense wat met sagmoedigheid, ferm en in liefde, die waarheid van U woord op die tafel sal sit en hou, ongeag die gevolge. Ons bid vir hulle wat siek is, U ken elkeen by name, Here, wil U hulle vashou en vir hulle laat ervaar hoe dat U hand van liefde en versorging op hulle is. Ons bid dat U ons land sal kom verander. Hier kom 'n verkiesing, U weet, en U weet presies wat gedoen moet word om verandering aan die gang te sit. Dankie dat ons nog bid vir U kerk, wat ook 'n reuse aanval van binne beleef in hierdie tyd, soos wat U in die woord sê sal gebeur. Ek bid dat U ons sal bewaar daarvan en dat U ons sal bly toerus om dit te weerstaan in U naam. Dra vir ons in hierdie week in, seën ons met dit waarmee ons besig is, en gee dat dit 'n getuienis sal wees na elkeen met wie ons te maak kry. Ons bid dit in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, ons leidsman en ons bekragtiger, bly met julle elkeen. Amen.